Ons doen dit deur ons missie. Daar is die missie op die, weer eens op die muur, maar laat dit op ons harte sal wees. En wat is ons missie? Om as selkerk elkeen op sy geestelike reis te neem, om God se opdrag uit te leef. Ek kan dit weer sê, jy moet dit mooi doen. Om as selkerk, ons gaan hoor, wat is 'n selkerk? Elkeen op sy geestelike reis, wat elkeen van ons op ons geestelike reis te neem om God se opdrag uit te voer. Wat is God se opdrag? Dit gaan jy ook vanmiddag duidelik sal weet. As ons kyk na selkerk, beteken dit groepsdinamika is vir ons baie belangrik. En al die bedieninge wat by Shalom sorteer, of dit nou die seniors of die jeug of die pastorale versorging is, of die uitreik of die kreatiewe kunste, sorteer almal in ons noem hulle distrikte, hierdie 12 distrikte, wat onder ons selkerk funksioneer. So as ons sê ons visie is maak disippels, hoe gaan ons dit doen? Om as selkerk beteken dit almal van ons gaan betrokke wees en almal van ons gaan op hierdie geestelike reis wees. Sien, ons glo aan groepsdinamika. En dis hoe die kerk gefunksioneer van die begin af, in klein groep. Jesus het nie 'n klomp mense gehad, uit 12 mense gehad. En dis kom, die Here het vir ons kom wys, groepdinamika, klein groepe, en het van huis tot huis gegaan. En daarom glo ons dat die selkerk moet baie meer gefokus wees op die klein groep model, op die groepdinamika. Want in so groepdinamika gebeur daar wonders wat jy vermoed ook sal beleef en ervaar. So ons missie is om as selkerk elkeen op sy geestelike reis te vat. So hoe werk hierdie geestelike reis? Ons geestelike reis gaan oor ken God, dit gaan oor vind vryheid, dit gaan oor hierdie ontdekkingsreis, gaan oor hierdie ontdekkingsreis van jou lewe en dan maak 'n verskil. So hoekom is dit vir ons belangrik dat elkeen op die eerste stap God moet leer ken? Dit gaan oor daai intieme verhouding wat ons elkeen met die Here moet hê. Ons wil nie hê dat julle moet hier sit en dit moet net 'n godsdienst wees nie. Nee, ons wil hê dit moet 'n intieme verhouding wees, daai wat jy connect met die Here, nie net hier in die dienste nie, maar ook by die huis. So hoekom dit belangrik is om vir ons vryheid te vind, want ons voel almal die bagasie van die verlede, waarmee ons moet deel. Niemand, enige iemand hier dent-free deur die lewe gekom, wat ek gesien. Steek gou jou hand op. Want ons wil net gou voel waar is jou vlekkies, want dan gaan jy opstyg, jy wil toe enige oomblik. En dan die volgende stap is, nadat jy God leer ken het, jy vind vryheid, wil ons jou op die ontdekkingsreis vat, dat jy God gaan leer ken, ons leer ken, maar die belangrikste is om jouself te leer ken. En dit is 'n verskriklik interessante journey, met die aanhaak daarvan, wat jy ook kan uitvind, wat is jou geestelike genade gawe, en dan gaan jy gereed wees om 'n verskil te maak, want dit is waar mense die meeste vervulling kry. Hulle bewys ook, dat as jy jou kop leer lê in die aande, en jy het vandag vir iemand persoonlik iets beteken, is daar geen groter vervulling wat jy kan kry, as dit nie. So, om hierdie goed uit te leef, het ons systeme in plek gaan sit. Voordat ons gaan praat oor die systeme, wil ek net julle duidelik en ook vertel, wat sê woord oor die gemeente, dat hierdie is 'n hospitaal. So mense kom hier in, hulle is seer, want hulle is siek, van hulle het herstelwerk nodig, daarom het die Here die liggaam wat by mekaar kom, sodat daar herstel, genesing, oorwinning, verlossing en hoe alles redding kan plaasvind. Want in redding is daar die wonderlike ervaring van om God meer intiem kan leer ken. Daarom het ons systeme, hoe om hierdie goed te kan bewerkstellig. En toe ons hierdie hele visie ontwikkel en dit so papier begin sit het en het uitgevloei het, was dit vir ons verskriklik belangrik dat ons het 'n beleid in hierdie gemeente, ons wil nie julle moet goed doen wat niks beteken. Ons wil julle ook nie goed vra wat ons niks meer gaan doen. So as ons dan sê, dis belangrik dat elkeen met die geestelike reis moet gaan, het ons systeme in plek gesit wat ons doelbewus baie oordeelkundig werk om platforms te skep wat ons hierdie areas dan kan van die geestelike reis kan aanspreek. En die eerste ene is dat. Daarom het ons gesê dat by elke diens en by elke bijeenkoms moet die systeem daar wees, om regtig die voertuig te wees, dat mense in daardie bijeenkoms en in daardie diens moet hulle
die Here van naby leer ken. Moet hulle daardie intieme verhouding met hom kan ontwikkel. En hoe ons dit doen is deur ons diens, ons bijeenkomste, en daarom moet die bijeenkomste lewensverandering wees. Dit moet so lekker wees dat mense kan nie wag om by die volgende bijeenkomst te wees. Amen. Baie mense kan nie wag vir binnenlanders. Ek wil vir jou sê vanmôre, hulle moet nie kan wag om gesamentlik koöperatief by mekaar te kom om die Here te ervaar nie en om te groei in die Here. Elke bijeenkomst, elke selbijeenkomst, elke diens moet gaan oor die verhouding met die Here. Dis ook hoekom ons die tent opgerig het, wat nou weggewaai is, maar ons hoor hy gaan so binne 3 weke terug wees. So hierdie lappie tent die buitekant is net tydelik. Maar dis wat ons wil hê, die dienste moet 'n ervaring wees, want hoe meer jou hart oop is om te ontvang, hoe meer kan die Here met jou bereik in daai diens wat hy wil bereik. Dan ons volgende platform waar ons vryheid gaan vind, is natuurlik die selle. As jy geen beter plek, so 'n gehoor kan niemand opstaan en sê, hoor ek het hierdie probleem nie. Die mense het nie vrymoedigheid om in so 'n groot groep op te kan staan en sê, hoor ek verstaan dit nie, help my net 'n bietjie reg. Maar in 'n klein groep dinamika is dit die wonderlikste platform wat daar gestel word, waar mense vrae kan vra, gebed kan vra, kan sê, hoor ek het 'n probleem hier. En in die klein groep dinamika sê 'n ander persoon, weet jy, ek sukkel met dit, en die ander kom agter, maar, hey, ek ook, hoe het jy daar gekom? Hoe het jy oorwinning gekry? En dadelik vind daar vryheid plaas, te besef, maar ons stap dieselfde pad, en ons het mekaar nodig, en dis op die systeem, om vryheid te vind, is in ons selle, en daarom het ons verskillende selle, maar jy het gaan nou doen van verskillende selle, ons het. So hoekom ons die verskillende selle het, want ons glo elkeen is op 'n verskillende plek op sy geestelike reis. Hier's mense wat al jare die Here dien, maar hier's mense wat nou so pas op die Here doen. Hier's mense wat in 'n seisoen gaan wat voel maar, ons gaan net so ietjie ons huwelik bietjie werk, so ek gaan biblical portrait gaan doen, of ek gaan by Pink and Blou inskryf. Of is jong mense wat voel maar, weet jy, ek wil net my identiteit gaan vestig, dan skuif jy in by daai sel. So ons het Bible School on Wheels, wat Dr. Bruce Wilkins se aanbieding is, wat as jy regtig meer en dieper in die woord wil indelf, kan jy dit gaan doen. Jy kan ook, en hulle gaan vanoggend vir julle blaadjies uitdeel vir die deure, net 'n onderwerp gaan doen, so 70 times 7, of Dare Dream Again, wat spesifiek daaroor gaan om jou God gegewe droom net weer te ontwikkel. So hierdie verselle is om jou te ontmoet waar jy is, en ek wil ook 'n oop uitnodiging maak. As jy dalk iemand in die gehoor is wat sê, maar weet jy, ek is 'n kundige op hierdie gebied, of weet jy, ek het hierdie pad gestap rondom berou, dis iets wat ons nog nie het, om mense te help deur rouprosesse. Dat jy sê, maar weet jy, ek het ervaring hiervan, ek het genesing gekry hierdeur, ek het kennis daarvan, kom meld aan, want daar is definitief 'n behoefte vir so 'n sel ook. En ja, wat onderwerp ook al julle harte brand, kom praat met ons. Die heel eerste BSO kursus wat ons hier aangebied het, was in die Grasstad. En ons het dit aangebied met die tema van You are born for this. En het so 'n impak gemaak, dat op daai oomblik het ek net gevoel, Here, hierdie groep in hierdie gemeente gepropageer word, moet toegepas word. Almal moet deel wees van dit. En dit het my so geraak dat ek dit in ons denominasie, in die PPK, so huidiglik sit ons al oor, as jy iets aan dit by help, oor die seker 100 BSOV groepe in die PPK, en ons gee die Here al die lof daarvoor. Maar ek onthou, as ek 20 bokse in daar, 20 van ons eerste rooi boks het ons hier gehad. En ek het die gemeente uitgedaag en gesê, wie is bereid om 'n BSOV sel te vat? En julle dink miskien dat ek is net gefokus op BSOV sel. Glad. Ek is 'n selkerk in murg en been. Dis in my hele wese. Van die begin toe die Here my in Amansamtoutie as die eerste gemeente geplaas het, was dit so dat ons het daar begin met selle en ons sien die uitwerking van selle op 'n beste, wonderlikste biduur. Op Woensdag, nou julle in die verlede het ons Woensdag aande biduur gehad. As ons in Warmbad 40 mense gehad het, was dit herlewing op 'n Woensdag aand. Eintlik het ons daai gemeente oorgevat, daar was letterlik 'n handjievol mense in daai gemeente wat ons gevind het. Maar die gebid hier het gegroei tot seker so hier by 40 op 'n Woensdag aand. En dit was fantasties geweest. Want duidelik hoor die Gees van die Here sê, ek roep hierdie plek as 'n selkerk. En ek het begin in my huis
met selle. En uit die selle uit, die ding so vermenigvuldig, dat ek 4 selle uit ons huis, uit die pastorie uit vermenigvuldig. 4, toe raak ek die areaarder vir die 4 selle. En hoor nou, elke jaar het ons die selkonferensie gaan bywoon by Little Falls, daar in Rodepoort. Die eerste jaar, ek het dit alleen bygewoon, toe sê die Here, jy maak nie reg nie. Want toe ek terugkom, het ek daai hele dorp warm wat omkeer. En dan kyk my leiers my so aan en hulle verstaan my. Toe sê die Here, jy maak verkeerd, vat jou leiers saam. En toe ons het vermenigvuldig met hierdie 4 leiers, het ek hulle saamgevat. So ons was 5 gewees daai jaar. Toe begin die selle lekker te hardloop en warm. Die jaar daarop het ons 18 van ons leiers saamgevat na die konferensie. Die jaar daarop 36 het ons leiers gevat. Ons het die hele avonture bus gevat om die konferensie gaan bywoon. Ons het daai dorp omgekeer in naam van Jesus Christus. Dit het selfs Nylstroom beïnvloed. In Nylstroom het ons oral groepe gehad. Hoor nou hierso. Op 'n Woensdag aand het die selle by mekaar gekom en ons was gemiddeld 350 mense in selle, in die platteland, in Waarnemar, waar hulle gesê het, selle kan nie werk nie. Toe hier kom die selle werk nie in die stad, die mense is te besig. Ek sê, belou nie man, dis Godse model, dit kom nie uit Amerika uit nie, dit kom nie uit Suid-Korea uit nie, dit kom uit die Bybel uit, amen. Daarom sal ons vasstaan met homself. So die selle is op verskillende dae, daar selle wat weekliks by mekaar kom, ander maandeliks, daar is wat op Zoom is, so dis regtig om jou behoefte te ontvang. En ons ook gesins- en familieselle, as jy regtig nie behoefte het om in te skakel. Daar's gebedselle. So, ons kan aangaan met die hele lys van wat allemaal daar is. En dan, as ons God leer ken, vryheid vind, wil ons jou graag op die ontdekkingsreis vat. En wat dink julle is die systeem vir dit? Die ontdekkingsreis? Ek hoor, Growthtrack. Ja, so Growthtrack is die plek waar jy God gaan leer ken, jy gaan ons leer ken, jy gaan jouself leer ken. Kyk daar op die bier, as sê, nou God, ken God, ken ons, ken jouself, en maak 'n verskil. Dis Growthtrack. So, gemeente hoor dit vir my vanmôre, as jy wil deel word van Shalom, wat moet jy doen? Kom op, ja. Dis nie net 'n paar wat dit weet, almal moet dit weet. As jy wil deel word van die gemeente, die dynamiese gemeente, wat moet jy doen? As jy jou wil laat doop, wat moet jy doen? As jy jou kind wil laat inseën, wat moet jy doen? Nou ek wil jou inspireer. As jy lang terug Growthtrack gedoen het, gaan doen dit weer. Almal wat nou hier verlede jaar dit weer 'n keer gedoen het, kom in die getuienis. En so mense moet ophou om te praat wat hulle nie van weet nie. Voordat jy praat, gaan kyk na Growthtrack. Kom na Growthtrack en sien wat die Here vir jou kan doen. Growthtrack is 'n fantastiese model wat uit die hart van die Vader kom en ek glo dat elkeen moet dit doen het weer. Hierdie jaar, doen dit weer. Sê, ek gaan weer Growthtrack sodat ek werklik 'n verskil in hierdie gemeente kan maak. En as jy by 'n bediening wil inskakel, wat moet jy doen? Growthtrack, want dit bring ons na ons 4de stap om te sê, waar jy verskil kan maak, wat ons voel, en ons weet is die grootste vervulling, is die platform daar geskep, die Dream Team. Nou ons Dream Team is almal wat iewers surf, almal wat iewers aan leiding staan van iets, so of dit nou 'n selleider is, of die persoon is wat jy goed idee, die koffie, die broodjies maak vir die kinders, ons kinderkerkspan, wat op die jeugse surfteam is, die praise and worship, die klank, die kospakkies wat hulle pak, saam met die uitreike span, wie het ek vergeet, help my gou, hospitaalbesoeke. Almal waar jy iewers dien, of jy lei 'n span, is jy deel van die Dream Team. En ons aan die einde van die jaar het ons altyd 'n groot Dream Team party, wat ons vir al ons vrywilligers net so dankie sê. Want weet julle, ons kan dit nie op ons eie doen nie. En ons het die spanne en wat ons saam met ons te doen, het ons nodig. Kan ek vra vanmôre dat die hele Dream Team sal opstaan en die gebou verkoop. Die hele Dream Team staan op, as die Dream Team wat ook daar by die kinderkerk is. Kan ons die Here as 'n gemeente net baie dankie sê vir ons Dream Team. Ek kan sê, van die laaste gedeelte van ons Power Hour is dan laat ons hele Dream Team voor toe kom en ons bid vir ons Dream Team
En wanneer Februarie maand Growthtrack gaan aangebied word, want dit is van 8 tot 9 in die adminsaal. Wanneer dit gaan plaasvind, dan gaan ons heel eers die Growthtrack aanbieders en die fasiliteerders en die administrasie personeel vorentoe laat kom, vir hulle te bid, dan die kinderkerk, hulle moet ook gereed wees om kindertjies te ontvang. So ek wil die Here al die lof en eer gee vir 'n dream team, want ons het fenomenale mense selfs in die parkering, besigheidsmanne wat sê, maar ek wil gaan surf op die parkering. Dankie. En ek weet, daar kom 'n tyd, wanneer die teenwoordigheid van die Here so spaarder gaan word, dat mense gaan letterlik nie uit die karre en kan klim nie, as God se heerlikheid op hierdie plek nie. Dan het jy 'n dream team nodig, 'n parkeerspan nodig om hulle uit die karre uit te gaan help binne die tyd in. Gaan dit gebeur? Amen. En dan selfs koffie, ons koffiespanne. Wie geniet die koffie onder hierdie tyd? Wie geniet dit? Kan ons die koffiespanne lekker daar nie kan? Dan as jy voor 7 hier is, want ons bouwe hours van 7 tot 8, as jy voor 7 hier is, moenie 'n koppie koffie verwag nie. Jy kom reg uit binne na hierdie saal toe, jy bid saam met ons, jy gaan nie koffie daar kry, al ruik die koffie nie lekker, al is daai pot al gereed, jy raak nie aan daai koffie nie. Jy kom bid saam met ons hier, en 8 uur, dan as jy gereleased, dan maak ek toppies toe, en jy skink jou koffie, en jy geneed, en terwyl jy daar is die koffie, dan sê jy, dankie Here vir die koffiespan. Dankie Here. En jy vat nie 5 koppies nie. Weet jy hoeveel betaal jy die kerk vir koffie? En as hier mense nog wat sê, kan ek my eie beker saambring, want die koppies is te klein. En dan van die mense nog die koffie wat so duur is, drink hulle koffie. Mag die gees van die Here met jou praat. Dan vat hy die leerkoppie, dan gooi hy die asblik, dan vat hy weer 'n vast koppie, miskien kan jy, en druk jou dan, en asblik, en vat hy weer 'n vast koppie. Die Here kyk vir jou. So net nog gaan duidelikheid te gee, jy kan 5 keer gaan koffie drink, jy moet net nie 5 koppies vat om koffie te drink, okay? So om te vat, ons visie is maak disippels, ons as selkerk is almal van ons word op die geestelike reis gevat, wat ons sê ons wil hê God leer ken, jy wil vryheid vind, ons wil jou op hierdie ontdekkingsreis vat, sodat jy 'n verskil kan maak, al die stene is in plek gesit, want dit is om God se opdrag uit te leef. Wat is God se opdrag? Is niks anders as ons kernwaardes in die gebied. En wat ons kernwaardes? Lief vir God, lief vir mense, streef na uitnemendheid en kies om dit te geniet. Dis ons kernwaardes. Dit alles bring dit om 'n regte verskil te maak. En daarom het ons 'n kultuur in hierdie gemeente. En ons kultuur in hierdie gemeente is eenvoudig, 3 woorde. Sien jy nou voor? Ons is 'n warm, liefdevolle, geesvervulde gemeente. Mag dit nooit verander nie. Amen. Elke besoeker wat kom, elke persoon alleen sit by 'n tafel. Shalomers, as ons sê ons is 'n warm, liefdevolle gemeente, sal jy nie toelaat dat besoekers alleen sit. Sal jy nie toelaat dat daar 'n paar keer alleen by 'n tafel gaan sit. Jy gaan by hulle sit en jy gaan met hulle gesels en jy gaan jouself aan hulle voorstel. En dan as jy nie kom in die kultuur van 'n warm, liefdevolle, omgee gemeente wat geesvervul is. En as ons regtig geesvervul is, sal jy die stem van God se Gees hoor wat sê, sien jy daai persoon? Gaan bid vir hom. Gaan bid vir hom. Ondersteun hom. Bemoedig hom. Gaan gee net jou glimlag. Ons is 'n vriendelike gemeente. Amen. Julle is 'n baie vriendelike pastoor. 90% van die kere sien jy my smile. Ek is 'n happy champion. En nou die Here het my klein bietjie wat net so happy champion is. Angelika, kom gou hier so, kom gou hier so. Hulle moet my nou happy champion sien. Kyk daai happy champion. Dis lekker om die senior pastoor van 'n gemeente te wees, jy kan enigiets doen.
kykie liefie. Sy naam is Levi Lorenz Lagransie. En hy moet na die gemeente. Want ek wil hê, oupa moet dat jy moet eendag hierdie mic oorvat. Hoor jy? En jy moet hoor by die boek. En sê die mooi nie, die Here is 'n goeie God, hy is net goed. As jy ons geskiedenis ken, wat ons in die familie het, moet ons eintlik nie seuns hê nie. En as ons seuns is die kans 50% kans dat hulle speurlusters sal hê. So dis vir ons getuienis op getuienis op getuienis. Wat is die fokus vir 2026? Ons het regtig as bestuur het ons saam gebid, saam geglo, saam gevas, saam vertrou. Sê Here, hierdie jaar is 'n groot geestelike jaar. Hierdie jaar is 'n deurbraakjaar. En uit alle oordeel het ons die volgende gehoor van dieper in sy teenwoordigheid. Wat beteken dit om dieper in sy teenwoordigheid? Dit beteken dat ons verklaar die volgende. Ons verklaar dat 2026 die jaar is om dieper te gaan. Dieper in God se liefde, dieper in sy woord, dieper in sy teenwoordigheid. Ons kies om sy aangesig te stoot, sy stem te hoor en sy heerlikheid te dra in elke byeenkoms, elke distrik en in elke kampus. Ons leef met 'n heilige honger, 'n reina en 'n lewe van oorgawe en geloof. Dan die volgende. Dis gaan ons fokus wees vir hierdie jaar om regtig God se teenwoordigheid te soek. En regtig die Heilige Gees prioriteit te maak. En nie net in die dienste, maar ook by die huis. Want dit is ons wat ons as gemeente, ons is ons nie in godsdienste en rituele vasgevang nie, ons het 'n verhouding met die Here. So ons wil julle uitdaag en sê, wees deel hiervan, dat selfs by die huis, die manier wat jy met jou kinders werk, die manier wat jy met jou vrou werk, of jou man, by die werk, dat jy net so bewus wil wees van God se teenwoordigheid. En dan gaan dit ook gaan dat ons regtig wil fokus op gebed en die woord. En dit is hoe ons gaan geestelike groei sien tot volwassenheid. En dan wil julle ook aanmoedig dat as daar areas in jou lewe is wat jy agterkom, maar ek sukkel met hierdie area, sien dit hierdie jaar ook, dat jy hierdie pad van geestelike volwassenheid stap en gaan sien iemand, gaan sien 'n beraader, gaan sien 'n life coach, gaan vir 'n sousou bedieningssessie om jou te help om hierdie goed te werk, dat jy genesing kan kry en dat die woord en gebed net vir jou so lewendig sal word. En dan die laaste een, en elkeen van ons as kinders van God is aanspreeklik. Soos julle hier sit, het elkeen van ons 'n verantwoordelikheid. Ons ja moet ons ja wees. As jy 'n belofte maak aan iemand, dan doen jy dit. As jy by die werk is, dan leef jy jou uit soos wat jy 'n voorbeeld vir Christus is. Jy kan nie droog maak by die werk en dan Sondag hier instap in die kerk en dan heilig en veilig wil wees nie. Want ons gaan regdeur moet ons die voorbeeld in die lewe uitstraal wat van ons verwag word. Ek het vir julle vertel, een keer toe ek in die polisie was, het ons so konstabeltjie gehad in ons eenheid. Maar hy was rof as rof. Daai polisieman was rof. Die Satan wou nie eens aan hom vat. So rof was. Hy was rof. En Adolf besluit nou het homself gehelp in die stoor waar ons in gefunksioneer. Ons was by die Radio Marseille gewees hier in Silverton by logistiek. So hy het homself gehelp en baie van die polisiemanne, selfs ons bevelvoerder het doen om homself te help. Maar die dag toe Adolf in my kantoor instap en sê, Lorenz, ek wil die Here dien, ek wil my hart vir die Here gee en ek lei hom na die Here toe. Wat die grootste wonderwerk van alle wonder. Daai stadium was ek in 'n verskriklike Pinksterkerk gewees. Adolf kom uit die EG Kerk uit en hy sê vir my, ek wil Sondag na die kerk toe gaan. Ek dog, ag nee, Here, asseblief, Here, hy gaan weggaan, hy gaan verstaan waar gaan nie. Ek vertel hom van al die ander Pinksterkerk wat rustig is. Ek sê, gaan na die kruiskerk, gaan na die kruiskerk toe, gaan so toe, hy sê, jy het my na die Here toe gelei, jou lewe het my na die Here toe gelei, ek wil na jou kerk toe gaan. Daai Sondag bid ek en sê, ag Here, asseblief,
laat hulle net die koor dans nie, laat die pastoor nie die mense skik nie, asseblief, dat daar nie taal gepraat word, Here asseblief, dat daar al die stadige liede sal sing, moet alles wat ek vir die Here gevra het om nie te doen nie, te doen in ekstreem. My pastoor spring van die verhoog af, hy val op die grond neer, hy begin op worstel, hy spring op, hy begin mense beskik, hy kom recht uit na ons baan toe. Ek het vir Adolf ingestoot, want dit is net een gang, dan is daar een muur met vensters daar, en ek het nog goed aan vandag gaan jy nie by hierdie kerk uit af, die mense by die venster uitspring, so ek stoot hom nie vast. En die pastoor is 'n profeet van die Here, kom recht op ons afgeloop, en hy staan hier by die bank, en hy kyk so by my, na die Adolf besuiting toe, en hy sê, jong man, jy wat 'n motorfiets ry, en jou Adolf het net 'n motorfiets gehad. Hy sê, jy wat 'n motorfiets ry, en ons het met my kar na die kerk gegaan, so die pastoor het nie geweet nie, en hy profeteer sy hele lewe uit, soveel so, dat Adolf gryp my weer aan die arm, hy sê, ek wil weer my hart vir die Here gee, en hy sak nie na, hy hand het, en hy gee sy hart vir die Here. Daai man word so omgekeer, dat die volgende maandag toe stap hy in my kantoor, en hy sê, met 'n hele boks, Q20, sellotape, penne, alles, bring hy sit hy op die boks, hy sê, die Here oortuig my, ek moet al hierdie goeders wat ek het by hierdie werk gevat het, moet ek om teruggee. Hy sê, wat wil jy maak? Ek sê, jy moet op kaptein toe gaan. Hy sê, ek gaan my fire, ek gaan my job verloor. Ek sê, ek bid nou hierdie kantoor, en jy gaan doen restitutie, met hierdie boksgoeders, die Here gaan jou seën, of hoor wat ek vir jou sê, die Here gaan jou seën, en ek sê, by the way, ek dink die kaptein steel ook. So, en ek val die boks, en ek klop aan die kantoor van die kaptein, en ek sit die boks neer, en hy sê, kaptein vraag, Adolf, wat is hierdie? Hy sê, dit is alles wat ek gesteel het, in hierdie plek, of gevat het soos wat julle dit sal noem, kaptein. Hy kaptein was stom verstaan. Hy sê, wat het met jou gebeur? Hy sê, ek het my hart vir die Here gegee. Die volgende oor met jag hy by die kantoor het, en ek hoor net, Legratie! Toe ek inkom, toe sê, maak hy weer toe. Toe sê, in die hele eenheid is daar nou 2 mense wat ek vertrou in my naam. Jy en Adolf. God is 'n goeie God. En dit is wat die Here wil hê. Dis om te verneem. Kom ons wees verantwoordelik as kind van God. Dis ons kultuur. As kind van die Here is dit ons kultuur. Weet jy, ons het vanoggend hier in die Power Hour 'n belewenis gehad, en ek wil jou inspireer. As ons fokus gebed is hierdie jaar, kom woon ons Power Hour by. Ons het dit maklik vir jou gemaak. As Sondag die tyd is om regtig in die teenwoordigheid van God in te kom, staan voor op. Kom sien hierdie. 7 tot 8 gaan so verby. Veral wanneer die Gees van die Here is. En dan na 8 uur gaan kyk jy lekker oor die tent en jy begin die diens. Die hele tyd, na die Power Hour, voel ek my bene so bewe. En is die teenwoordigheid van die Here in die plek. Ons het spesifiek ook vanmôre gebid vir Israel. En ek glo, dat die woord van die Here verklaar uitdruklik in Psalm 122, hy sê, pray and seek for Jerusalem peace. For they that love her will be prosperous. Amen. Kyk vir die Here, as ons begin bid vir Israel, en ek was 'n week terug, en voor hierdie week, verlede week, was ek op my gronde van Israel, en ek jou sê, dat Israel van die begin van sy ontstaan beleef oorlog. Weet jy hoekom? Want die nasies haat Israel. En na die hele sending wat so toe gaan, ons is 9 senior pastore van verskillende denominasies, van die volle evangelie kerk, Heden Christus, gemeentes van Christus, die Pinkster Protestante kerk, Assemblies of God. Daar is soveel kerke wat gegaan het. En ons verteenwoordig om by 4 miljoen lidmate oor Suid-Afrika. En ons het standpunt ingeneem as leiers om te staan en te sê voor die media en oor die media. Ek sal moontlik in die infogroepe vanmôre vir julle deurgee daai hele nuusberig wat uitgegaan het. En die wêreld moet dit hoor dat pastoor Stedford het opgestaan en hy het gesê dat die ANC
praat nie namens die kerk nie. Al is die regering teen Israel, is daar meer in Suid-Afrika wat staan vir Israel. En ons sal bly lief wees vir Israel en ons sal bly bid vir Israel. Weet jy hoekom gaan dit so wees met Suid-Afrika? Weet jy hoekom is daar droogtes en hoekom is daar vloede en hoekom is daar bekkenklauseer en al hierdie goedes wat losgaan, omdat daar 'n ongoddelike regering is wat opstaan teen God se volk, teen Israel. Maar ek sê, in die houe, Here, wees ons genadig. Ons is nie saam met die ANC nie, ons praat nie saam met hulle nie. Die kerk sal bly lief wees vir Israel, en ons sal bly bid vir Israel, en vir die Here van die tyd en daarom wil ek aanmoedig aan die einde van die diens, het ons sulke plakkers laat maak, bumper stickers, ek hou nie daarvan om enige stickers op my kar te plaas nie, maar as dit moet, dan sal ek dit doen. Maar jy kan ook op enige plek plaas. Ek het tot voor een van die pastore sê dat ek gaan hierdie in my bidkamer opplak, dat ek aanhoudend herinner word, I will love Israel and I will pray for Israel. Daar's 300 van die stickers, asseblief vat, soveel as onmoontlik, per gesin, vat, versprei dit, plak dit op, laat Suid-Afrika kan sê, ons is lief vir Israel. Ons het dinge daar beleef, wat ek regtig vir jou sê, ons het oopgegaan, die hand van die Here is regtig oor Israel, en as Suid-Afrika wil weer geseën wees, sal ons die houding van Suid-Afrika moet verander teenoor Israel. Asseblief kerk, ek pleit dit. En daarom gaan ons in Israel toer hê van die 6de tot die 13de Augustus, en ek wil hierdie gemeente uitnooi. Ons mag nie eintlik 12 mense vat, maar ek is bereid om daai reël te breek, om te sê, soveel as moontlik, as jy wil Israel toe gaan, want dit gaan 'n baie geestelike trip wees, en ek weet dat die Here vir ons ontmoet. Daar's 'n boodskap wat ons moet kry in Israel. Daar's nog 'n paar plekke oor. As jy wil, plaas jou deposito vir 5,000 en ek vertrou dat jy vinnig jou toer sal afbetaal. As jy wil saam gaan praat met ander, sy's ready in die kerkkantoor, gaan praat met haar, sy loop ook nie, sy's personeel van diens, praat met haar, dat ons soveel mense na Israel toe moet kry, dat ek weet, God het 'n afstraal met jou daar. En dan die volgende, ons dan verklaar, gaan het oor die grond. Ons het Vrydag as bestuur, het ons na die grond toe gaan stap, en ons het na die fasiliteit gaan kyk. Terwyl jy deur daai kantore stap, en deur daai groot sale, daai gebou is oor die 1000 vierkante meter. Dis nie die gebou, oor die 1000 vierkante meter. Ek weet hoeveel kantore het jy getel, op die stadium het jy net op een gedeelte het jy 11 in die een vleuel, 12 in die ander vleuel, en dan is daar nog 'n vleuel met kantore. Daar is soveel kantore. Terwyl ons daar stap, en sê ons die groot wonders van die Here. Weet jy wie is die grootste vegter van Israel? Is Islam. Weet jy kerk, dit is bevestig dat Islam uiteindelik teen ons aanbod ingesit om hierdie grond te kry, want hulle wou 'n moskee oprig hier langs ons. Toe hulle hoor dat die kerk gebruik die gronde vir die parkering, want ons het regtig parkeergrond nodig, kry ons so grin, weet jy wat sou dit beteken? Ons gaan hierdie hekke toemaak. Hulle sal nie kom nie, want is lig teen duisternis, die geveg. Het hulle nou gegaan in Jan Bankies, derde weg in Jan Bankies, het hulle grootste grond meer betaal, as wat hulle hierso betaal, meer betaal. Ons het 'n verantwoordelikheid en aanspreeklik om die atmosfeer oop te bid. Herlewing moet uitgebreek word. Die krag van die Here moet daai mos slaan, dat herlewing sal uitbreek binne die mos. As daai priester, vader, wat hulle ook al doen, daar wil iemand wil sy chant doen, met die volgende oomblik begin in tale